Amen, dis so lekker om julle almal te sien en dis my voorreg en ek sê baie dankie vir Pastor Henry wat my die geleentheid gee om die woord te bedien vanmôre. Nou almal wat ook online kyk, baie hartlik welkom. Maak seker jy share al die boodskappe wat bedien word. Maar ek wil vir jou sê, ons gaan nagmaal bedien, so as jy die elemente gaan regkry, doen dit sommer nou dadelik, dat jy nie die woord mis nie. Goed, my tema vanmôre is die tafel van die Here, verwysende na die nagmaal. En ek het nou vanmôre vir julle hier 'n voorbeeld, dat julle nou net hier kan sien wat gebeur. So dis die tafel van die Here. En daar's 'n paar van die disippels wat geskryf het daaroor, maar ons gaan vanmôre kyk na wat Lukas gesê het. So as jy dalk jou Bybel het, of as jy dalk op jou foon of tablet kyk, blaai na Lukas 22 toe, vanaf vers 7. En ons begin lees. En die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moet word. Toe stuur hy, dis nou Jesus, Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil u hê, moet ons dit berei? En hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra, volg hom na die huis waar hy ingaan, en julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet? En hy sal julle 'n groot bovertrek wys, wat reggemaak is. Daar moet julle dit berei, en hulle het gegaan en dit gevind, soos hy vir hulle gesê het, en die Pasga berei, net tot daar eers. Net hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, was een groot wonderwerk, as jy dit dalk gemis het. Want die disippels vra vir hom, waar moet ons heen gaan? En hy sê vir hulle presies wat nou gaan gebeur. Hy vertel vir hulle van die man met die kruik, hy vertel, hy gaan by sy meester se huis in, en jy moet vir die meester vra, want hy het een of ander bovertrek voorberei. So net hier speel een groot wonderwerk af. Hulle praat hier van die dag van die ongesuurde brode, en die Pasga. Nou wat is die Pasga? Kom ons blaai terug na Exodus toe, Exodus 12 vanaf vers 3 af. Hierdie gebeure speel af, net voordat die Israeliete uit Egipte verlos en gelei gaan word. Dis net voor die 10de plaag gaan plaasvind. Nou praat die Here met Moses en hy vertel vir hom die volgende. Hy spreek met Moses en hy sê, spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families. 'n Lam vir 'n huisgesin. Slaan vir my oor na vers 5 toe. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke kan julle dit neem. Julle moet dit in 'n bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Vers 7. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitter kruie eet. Net tot sover. So Moses word hier aangesê deur die Here, om wat te doen? 'n lammetjie vir elke gesin te laat slag, en daai lam moet dan uitbloei, skoon bloei, en hulle moet daai bloed vat en aan die deurposte smeer. Dit is, en dan wanneer dit nou gebeur het, dan moet hulle hom gaar maak, dan moet hulle hom braai en hulle moet hom dadelik eet. Die lam, of die bokkie, wat hulle gebruik het, is die Pasga. As jy nie geweet het wat die woord Pasga beteken nie, dit is Pasga, die lam wat geslag is. So hy praat hier van ongesuurde brode, die dag van die ongesuurde brode, en die Pasga wat voorberei moet word. Dan kyk ons weer na Lukas 22 vers 14.
En toe die uur kom, het hy aan die tafel gegaan, dit is Jesus, die 12 apostels saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Dink net vir 'n oomblik, gou aan 'n spesiale geleentheid in jou eie lewe. Jy verjaar, daar's ietsie spesiaals, en jy berei jou eie tafel voor. En jy nooi jou gaste, jy nooi jou geliefdes, almal is hartlik welkom. Hulle daag op, daar's warmte, daar's liefde, dis 'n geselligheid, ons kuier lekker saam, daar's voorsiening. En soos wafferse kokke, spring Petrus en Johannes aan die werk. Het jy daaraan gedink? Soos regte chefs, spring hulle twee aan die werk om die Pasga te slag, om die Pasga voor te berei. Dit kom van Moses se tyd af. Dis hoekom ek dit vir julle gelees het. Dit kom van Moses se tyd af. Dit was 'n instelling daai tyd gewees, wat die Here vir hulle gesê het hulle moet doen, sodat daar bloedvloeiing kan plaasvind en dat die volk vrygelaat en verlos kan word. Nou soos, ekskuus. Ons praat lekker saam. En soos wafferse kokke is hierdie Petrus en Johannes besig om die lam te slag, daar in daai bovertrek, want hulle doen dit al van geslag tot geslag tot geslag, en Jesus het geweet, hierdie twee weet wat om te doen, hulle maak uit van, as ons nou ons taal kan gebruik. So hulle die lam geslag, hom skoon gemaak, en wat het hulle toe gedoen? Gebraai. Heerlik gebraai. Kan jy dink hoe het daai plek geruik? Want almal het hierdie instelling nou nagevolg. Almal het hierdie dag gevier. Dit was 'n heerlike groot braaivleis reuk wat hier oor die dorp gehang het. En die tafel kreun onder die kos. As jy jouself nou net voor wil stel. Want dis ongesuurde brode, onthou dis nou al wat hulle geëet het. Dis hierdie ongesuurde brode. Die tafel is vol van dit en bitterkruie. Ek kan myself net indink, lekker roosmaryn. Kan julle daai reuk indink? Wat hulle saam met hierdie skaap geniet, mint. Al was dalk 'n mint gewees tussenin. Ons wat die vleisie so eet saam met die mint sousies. En dit is wat hier voor hulle plaasvind. Maar daar's iets anders rondom hierdie aand. Want dis miskien die 3de keer dat Jesus saam met hulle die Pasga vier. Maar hy sê vir hulle, ek is baie opgewonde om saam met julle te eet en te kuier vanaand. Maar hy voeg iets by en hy sê, voordat ek ly. Baie interessant. Want wat net hier voor hulle gebeur, hier in hulle midde, word die heilige nagmaal deur Jesus ingestel. Dis een van die 2 heilige sakramente wat deur Jesus ingestel is. En hier gebeur dit reg voor hulle oë. En in die dae wat kom, sien hulle presies dat alle profesieë in vervulling gaan kom oor die Messias, oor Jesus Christus. So dit is wat hier voor hulle oë afspeel, rondom hierdie lieflike tafel. En dan skryf Lukas verder, Lukas 22 vers 19, skryf hy verder. Daarop neem hy brood, dis nou Jesus, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Vers 20, net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Daar's 'n nuwe verbond. Saam met Moses was dit die wet gewees en diere moes geslag word vir hulle bloed om te vloei. Nou stel ek iets nuuts in. Hier is 'n nuwe verbond. Want dit gebeur nou deur my. Alhoewel hulle nie alles verstaan het nie, maar Jesus het dit woord vir woord so vir hulle gesê. Gaan kyk vir my saam na Johannes 6 vers 51. Ek gaan baie skrifte gee vandag.
En jy sal slim wees om dit af te neem of notas te neem, want jy gaan self weer daarna kyk. Hy sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Dis 'n geweldige, kragtige instelling, wanneer ons deel hê aan Jesus se tafel, aan die tafel van die Here. En ek dink ons maak partykeer bietjie min daarvan. So dis wat Jesus sê van sy lewe, die brood, die ewige brood wat uit die hemel uitkom. Dis nie manna soos wat die Israeliete geniet het nie. Dis die lewende brood. En dan verwys die Hebreërs skrywer, Hebreërs 9 vers 20 sê, daar is geen vergifnis sonder bloedvloeiing nie. Onthou dit, geen vergifnis sonder bloedvloeiing nie. Ek wil jou herinner, en dit was vir my 'n absolute openbaring toe die Here dit aan my so oopgebreek het. Hierdie is nie die tafel van 'n denominasie nie. Hierdie is nie 'n tafel van 'n kerk nie. Alhoewel ons baie keer so groot geword het, om te dink, maar dis net as 'n kerk toe gaan, dis net by die kerk, of dis net by hierdie kerk, of dis net by hierdie geleentheid. Dit is die tafel van die Here Jesus Christus, wat hy self ingestel het. En hy sê, Paulus verwys daarna, so dikwels as julle dit gebruik, bring my in herinnering, sê hy. En dis hoekom ons so baie keer bid, en sê, dankie Here, jy wonder hoekom bid jy net vir die kos. Natuurlik is ons dankbaar, maar elke keer as ons om 'n tafel sit, elke keer as jy eet, herinner jy jouself daaraan, dat Jesus se liggaam vir my gebreek was. Of dit nou rys of aardappel, of wat ook al is wat jy eet, daar's 'n vleisie by, of wat ook al. Die Here se liggaam was vir my gebreek. Sy bloed het vir my gevloei, sodat ek vry kan wees. So hierdie tafel behoort nie aan 'n denominasie nie. Hierdie tafel behoort nie net aan 'n kerk nie. Dit behoort aan elke liewe kind van God. En elkeen kan so die tafel deel met Jesus Christus. So hoe word ons deel van hierdie maaltyd? Jy sê ja vir die uitnodiging. Hoe word jy deel van die partytjie? Jy sê ja vir die uitnodiging en jy daag op. So vanmôre nooi die Here ons almal hartlik uit. Almal wat ook kyk online, maak nie saak wanneer jy kyk nie. Maak nie saak of jy hierdie diens weer gaan luister nie. Wanneer jy hierdie woorde hoor, moet jy weet, die Here rig 'n oop uitnodiging vir jou om deel te neem aan hierdie tafel. Want hierdie tafel is vir een en vir elkeen van ons. Maak nie saak waar jy vandaan kom nie, maak nie saak hoe jou omstandighede lyk nie, dit is ook vir jou. So Jesus rig aan ons elkeen 'n oop uitnodiging met die volgende skrif, Matteus 11, ekskuus. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê die volgende: Kom na my toe. Vanmôre sit hier mense, iemand luister dalk vir ons. Jy weet van mense wat dit moet hoor. Jesus sê net hierdie een ding: kom na my toe. Julle, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dit klink nie vir my na perfekte mense nie. Dit klink nie vir my na mense wie se lewe 100% in orde is nie. Jy wat vermoeid en belas is, jy met al jou drama, met al jou hartseer, met al jou uitdagings, die Here Jesus sê vanmôre, kom na my toe. Kom en deel saam met my in hierdie tafel. Kom na my toe. Moenie na die drankbottel toe hardloop nie. Moenie na die pornografie toe hardloop nie.
Moenie na vrouens toe hardloop nie. Moenie na mans toe hardloop nie. Moenie na jou vriende toe hardloop nie. Kom na my toe, sê Jesus. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele. Luister mooi na hierdie skrif. As jou gemoed baie besig is, vol bekommernisse, vol dinge is, sê Jesus vanmôre vir elkeen van ons, kom na my toe. Want ek is by magte om jou siel, jou verstand, jou gedagtes, rus en vrede te gee. Want my juk is sag en my las is lig. So wat gebeur wanneer ons aan hierdie tafel kom sit? In die eerste plek word ons gevoed. Kom ons kyk na Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, hy sê dit weer, wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Tweedens, daar is vergifnis, reiniging en verlossing van ons sondes, wanneer ons aan hierdie tafel deel het. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons sondes te vergewe, en nog meer is dit, ons te reinig van alle ongeregtigheid. Kom na my toe, sê Jesus, want ek is in staat om al hierdie goedjies vir jou moontlik te maak. Jy gaan dit nêrens anders in hierdie lewe vind nie. En ek seker ons het al op 'n paar plekke gesoek. Jy gaan dit nêrens anders vind nie. Vergifnis vir ons sondes en reiniging van al ons ongeregtighede. En weet jy wat, dis nie net 'n eenmalige storie nie. Jy kan jouself daagliks, maar die Here se vergifnis vra. Want daagliks maak ons foute. Ons het daagliks uitdagings. So daagliks is hierdie skrif vir elkeen van ons daar. Jesaja 1 vers 8 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken. Skussie Bernard, maar okay, luister net wat ek sê. Jesaja 1 vers 8, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Sê net vir die persoon langs aan jou, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Jesus is by magte om jou te reinig. Amen. Dan nommer 3, ons geniet bonatuurlike beskerming. Eksodus 12, ek verwys weer na hom. Eksodus 12 vers 12 tot 13, ons geniet bonatuurlike beskerming. So dis nou hierdie tyd wat die Here vir Moses gesê het, wat die volk moet doen met die bloed. So hy vat hierdie hyssop bossie en hy druk hom in die bloed en hy smeer die deurkosyne. Nou wat verder gebeur is, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek, sê die Here. En al die eersgeborenes, luister hoe verskriklik is dit, in Egipte land tref, van mense sowel as diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Vers 13. Maar die bloed, luister, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte tref nie. Wanneer ek die bloed sien, sê Jesus,
aan hierdie deurposte geverf, sal ek die verderwer nie toelaat om hier in te gaan nie. Vers 23 sê, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan nie. Wat doen ons wanneer ons bid? Ons sê ons pleit die bloed van Jesus. Dis hoekom jy dit doen. Dis wat gebeur. Dis die krag wat dit dra. Wanneer ons sê ons pleit die bloed van Jesus. Moenie ophou om die bloed van Jesus te pleit nie. Daar is krag in die bloed van Jesus om te deel met die verderwer. Moses, as ek dit sien, dis wat my plan is. Die dood van die engel, die engel van die dood, gaan deurtrek. Dis die verderwer wat ek gaan stuur. Maar as ek, dis die Here, as ek die bloed sien, sal ek hom nie toelaat om daarin te gaan nie, om te verderf nie, om siekte te bring nie. En net so by the way, as jy hierdie gedeelte lees, vers 12, sê hy daar, dat met ander woorde die Israeliete self, as daar siekte by hulle was, as iemand van hulle siek was, dan het hulle gesond uit Egipte uitgetrek. Want hy praat van, daar sal geen verderflike pes by julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. So hulle was in 'n oomblikse tyd, 100% gesond. Die hele volk van hulle. Jesus se bloed het vir ons gevloei, sodat ons sy genesende krag ook in ons lewens kan hê. Maar die bloed van die Here moet jy pleit, en jy moet dit vir jou kinders leer. Ek pleit die bloed van Jesus oor alles rondom in jou lewe, waaraan jy ook al kan dink. Dit wat nou in jou hart opkom, wat die Heilige Gees nou in jou lewendig maak. Bid en pleit die bloed van Jesus oor alles, sodat die verderwer nie naby kan kom nie, en by jou steel nie. Ons pleit die bloed van Jesus, dis waarin die krag lê. Verder, en ek het dit genoem, is daar vir ons genesing en restaurasie. Ons kyk na Jesaja 53, vanaf vers 4 en 5. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, dit het hy gedra. Met ander woorde, hy het gedeel met ons krankhede, hy het gedeel met ons smarte. Dit is nie veronderstel om na ons toe te kom nie. Hy het dit op hom geneem. Ons kan aanspraak maak op 100% gesondheid in ons eie lewens. Hoeveel keer doen jy dit? Dit gaan nie oor wat jy voel of sien nie. Dit gaan oor die bloed van Jesus, die prys wat reeds betaal was, die brood wat gebreek is, sy liggaam wat reeds vir ons gebreek was. Dit is die waarheid. Dis waarin ek myself herinner, elke dag. Al voel ek, al lyk ek, maar dit hang nie daarvan af nie. Die woord van die Here dra die hoogste krag, en dis waarin ek myself herinner. Daar's vir elkeen van ons, wanneer ons aan hierdie tafel deel het, genesing en verlossing beskikbaar in die naam van Jesus Christus. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Die plaag was op hom gewees. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek dink jy moet dit net so 'n bietjie vir jouself sê, net daar waar jy sit. Deur Jesus se wonde het daar vir my genesing gekom. Amen. Glo dit, sê dit, bid dit, dag vir dag, spreek dit oor jouself. Pleit die bloed van Jesus oor elke woord wat jy bid en praat.
Dan, die tafel bring ook vernuwing. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê die volgende. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Amen. Yes, gee die Here 'n hande klap. Pomp die ou so langs aan jou, sê jy's nou splinternuut. Spik splinternuut. Halleluja. Daar het vir ons vernuwing gekom. Die ou dinge is verby. Dit is verby. Hy het gedeel daarmee. Herinner jouself daaraan. So ek kan nou in oorwinning stap. Ek hoef nie meer terug te stap en heeltyd te kyk na my verlede en wat in die verlede gebeur het nie. Jesus het vir my klaar die prys betaal. Ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge is verby. Amen. So daar's vernuwing. En dan beloftes word geaktiveer. Beloftes word geaktiveer wanneer ons deel het in hierdie tafel. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, in Jesus, die een wat vir ons aan die kruis gesterf het, die een wat sy liggaam vir ons afgelê het, wat sy lewe vir ons gegee het, in hom is hulle ja, en in hom is hulle amen. Beloftes in jou lewe word geaktiveer. Dis ons verantwoordelikheid om hom te herinner aan die beloftes. Herinner my aan die beloftes. Moenie rus nie. Herinner die Here daagliks aan sy beloftes oor jou eie lewe. En ek gaan nou vra dat almal wat ons behulpsaam is met die nagmaal vir ons kan agteruit beweeg asseblief. Dan wil ek aangaan deur te sê, daar is hoop. Daar is hoop. Omdat Jesus Christus se liggaam vir ons gebreek was en sy bloed vir ons gevloei het, omdat hy gesterf het, maar meer is dit, hy het opgestaan. Daar is hoop vir elkeen van ons. Daar was dalk gebrokenheid, maar daar's nou herstel. Daar was dalk skuld, maar daar's nou vergifnis. Daar is hoop, ook vir ons toekoms. Vir elkeen van ons het hy 'n hoopvolle toekoms. Dit is vir my nou so mooi, Tannie Sue wat 91 is vandag. Jy's nooit te oud om te weet dat daar steeds vir jou hoop is. Askies. Tannie Sue, jy's vir ons 'n voorbeeld en mag die Here jou ryklik seën vir ons en vir jou familie, vir jou geliefdes. Daar is vir jou hoop in hierdie dag en tyd. Die Here weet dat ons elkeen gaan deel hê in hierdie tafel steeds vandag. En sy wat 91 jaar oud is, sê die Here steeds vir haar, daar is vir jou hoop. Daar is vir jou hoop. Daar is vir jou hoop. Elkeen van ons, maak nie saak waar jy op jou pad van jou lewe is nie. Daar is vir jou hoop. Daar is steeds vir jou 'n hoopvolle toekoms. Jy het nie gekom by die einde nie. Daar is vir jou 'n hoopvolle toekoms as gevolg van die kruis. Suid-Afrika, daar is vir ons hoop in Jesus naam. Vir ons kinders, vir ons nageslag is daar hoop in die naam van Jesus, want niks is vir hom onmoontlik nie. Hy kan elke saak omkeer, hy kan elke persoon omkeer, maar dit hang nie van mense af nie, dit hang van hom af. Ons lewens behoort aan hom. Ons het ons lewens gelê en gesê, Here, maak met my lewe net soos wat U wil. Daar is hoop vir een en elkeen van ons, vir ons kinders. Kyk hierdie kleintjies hier voor, daar is vir hulle hoop, want die Here is in beheer van ons lewens. Wanneer ons deel aan hierdie tafel van die Here, is daar iets wat vir my baie mooi uitstaan. As julle nou dink hoe die disippels saam met hom aan die tafel gesit, daar was 'n mooi eenheid.
en daar was geen verwydering nie. So wanneer ons deel aan hierdie nagmaal, wanneer ons deel aan hierdie tafel van die Here, is daar geen verwydering nie. Ons is naby aan die Here. Ons geniet sy nabyheid. Ons geniet sy teenwoordigheid. Ons geniet sy salwing. Ons geniet sy krag en sy liefde. Ons is naby aan hom. Onthou toe Jesus gekruisig is die voorhangsel dwarsdeur geskeur. Ons kan nou inbeweeg in die heerlikheid van die Here. Ons kan inbeweeg in die allerheiligste. Vir elkeen van ons kan ons inbeweeg as gevolg van die bloed, as gevolg van Jesus se liggaam, kan ons die allerheiligste betree. Daar is geen skeiding meer tussen jou en die Here nie. Vanmôre nooi die Here elkeen van ons. Hy nooi ons elkeen om te kom sit om sy tafel. Die tafel wat hy vir ons letterlik gegee het. Die tafel wat hy vir ons gedek het. Een en elkeen van u is hartlik welkom. Hy sê net vanmôre, kom. Kom. Net soos wat jy is, kom. Kom, geniet my in jou lewe, want ek gaan vernuwing en verandering en beskerming en al die lieflike beloftes losmaak oor jou lewe. Kom, geniet dit saam met my. Kom ons bid saam. Baie, baie dankie Here. Wat 'n groot en wonderlike voorreg dit is om aan die tafel van die Here te sit. En vanmôre, Here, wil ons sondes bely, net daar waar jy is, in jou hart, kan jy jou sondes en jou uitdagings bely. Bring dit vir die Here. Ons bely ons sondes, Here, want u skrif sê, as ons sondes bely, u is getrou en regverdig, om ons van ons sondes te vergewe, en ons te reinig van alle ongeregtigheid. Ons maak ons harte en ons lewens voor u oop vanmôre. Reinig ons, Here. En dan wil ek bid dat u ons nader sal trek, nader na u toe sal trek, in die naam van Jesus, deur u kosbare liefde, deur die voorbeeld wat u vir ons is. Dankie Here, ons eer u en ons loof u en ons aanbid u in die naam van Jesus. Amen.